Dan sê hy, goeienaand almal. Vertrou dit gaan goed, suster. Dan sê hy, baie welkom. Kom ons sluit die oë, dan bid ons net gou saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand by mekaar kan wees. En Here, dankie dat ons soms met vrae gekonfronteer word en worstel met dinge. Want Here, op die einde van die dag bring dit ons vinniger by die antwoorder uit as by die antwoord. En Here, baie keer is dit in hierdie soeke waar ons so verdieping eintlik beleef in ons geloof en ons wandel saam met U. Want Here, dit is baie keer in hierdie uitdagende tye in goed waarin ons nie altyd antwoorde het nie, waarin ons U hart leer ken, waar ons U genade leer ken. So dankie Here dat ons ook hierdie sessies kan doen. Dankie Here dat ons die voorreg het om ook te kan leer en te kan weet dat partykeer wanneer ons deur dinge gaan, dat dit nie altyd noodwendig 'n slegte ding is nie. So Here, seën ons tyd saam vanaand, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Okay, so ons het die laaste 2 weke, vanaand die 3de week gesels oor the benefit of doubt. En ons het vir mekaar 'n paar dinge gesê hierdie laaste tyd. Ons het tot die slotsom gekom dat moeilike dinge wat gebeur nie altyd moeilik hoef te wees nie. Maar wanneer ons perspektief reghou saam met dit, dan weet ons ook dat hierdie moeilike dinge wat gebeur, hierdie vrae waarmee ons gekonfronteer word, ons op die einde van die dag na 'n pad lei waar ons in dieper verhouding kan staan met God. Dit bring vir ons 'n dieper soeke na hom, en wanneer ons 'n dieper soeke het na hom, is dit ook wanneer ons leer of meer leer van hom. So ons gaan vanaand oor die laaste paar hoofstukke gesels, en almal van ons gee vir iemand omtrent elke dag the benefit of doubt. Veral as jy iemand se karakter ken, is dit makliker om vir daardie persoon die benefit of the doubt te gee. Soos byvoorbeeld as die pastoor voor jou inry sonder 'n flikkerlig, dis nie sy karakter nie, dit was 'n foutjie gewees, né? Die kar het sonder 'n flikkerlig uitgekom. In elk geval, ek moes daarin inwerk. Maar byvoorbeeld wanneer jou man of jou vrou kort af is met jou en dalk nie 'n lekker antwoord gee nie, of wanneer jy iemand bel en hulle bel jou nie terug nie, of hulle antwoord nie die foon nie, of miskien wanneer 'n kollega iets sê wat jy verkeerd verstaan, dis omdat ons baie keer hulle karakter ken, dat ons vir hulle die voordeel van die twyfel gee. So jy interpreteer hulle optrede gewoonlik deur die lens van hoe jy hulle ken, van hoe jy reeds hulle karakter weet. Maar wanneer dit by God kom, dan doen ons baie keer die teenoorgestelde. So in plaas daarvan dat ons op God se karakter en wat ons weet van sy karakter staat maak, dan maak ons eerder ander aannames. Ons verstaan nie iets nie, en dan bevraagteken ons sy karakter. Soos wanneer dinge gebeur wat nie lekker is nie, of wat nie goed of reg is in ons oë nie, dan bevraagteken ons baie keer God se karakter. So die laaste 4 hoofstuk van die boek vra eintlik, sal jy God se karakter vertrou, wanneer jy nie sy optrede verstaan nie? So sal jy God se karakter vertrou as jy nie sy optrede verstaan nie. So hoofstuk 7, wanneer God ver voel. Psalm 22 vers 2 lees ons as volg: my God, waarom het U my verlaat? Waarom bly U so ver, wanneer ek roep om hulp? So ver, wanneer ek tot U sug. So selfs 'n man na in God se hart het gevoel op 'n stadium, maar God voel ver. En Jesus het ook hierdie psalm aangehaal toe hy in die kruis was, toe gekruisig is, en gesê het, my God, waarom het U my verlaat? So die belangrike waarheid hier is, God se afwesigheid in my gevoel beteken nie God se afwesigheid in werklikheid nie. So net omdat ek voel hy is dalk nie teenwoordig nie, of net omdat dit vir my voel hy is nie naby nie, is nie te sê hy is nie. Okay? So byvoorbeeld, as 'n kind gaan slaap, en hulle is bang vir die donker, en sy pa vat hom kamer toe, sy pa sit hom in die bed, en hy sit die lig af, en die kind slaap, en die pa gaan uit die kamer uit, na sy kamer toe, waar hy moet slaap, beteken dit die pa is nie meer in die huis nie? Nee, die pa is nog steeds in die huis, hy is net nie by die kind in die kamer waar hy hom kan sien nie. So dit beteken nie die pa is nou weg nie. Dit beteken nie die pa is nou afwesig nie. So ons leef in 'n kultuur waar gevoel byvoorbeeld koning is, maar die Bybel leer ons, God is teenwoordig as ek hom voel, maar God is ook teenwoordig as ek hom nie voel nie. So geloof leef soms op God se beloftes
eerder as op ons emosies. So met ander woorde, ons is veronderstel om te weet dat al voel ek God nie teenwoordig nie, moet ek sy karakter vertrou dat hy steeds teenwoordig is. Dat ek sy naam moet glo, Immanuel, God met ons. So net omdat dit vir my voel hy is nie daar nie, is nie te sê dat hy nie daar is nie. Goed, dan gaan ons aan na die volgende hoofstuk toe, hoofstuk 8. So wanneer God se oordeel my ongemaklik maak. So wanneer ek ongemaklik begin voel oor God se oordeel. So baie keer sal ons met hierdie vraag gekonfronteer word, maar hoe kan 'n liefdevolle God mense hel toe stuur? Die dieper vraag is eintlik, hoe ernstig neem God sonde op? So ek dink dit is 'n onregverdige vraag partykeer om te dink, maar hoe kan 'n liefdevolle God mense hel toe stuur? Die eintlike vraag is, hoe ernstig is God oor sonde? Want ons moet vir mekaar sê, die hel is nie die duiwel se blyplek nie. Die hel is 'n plek van God se wraak. Dit is die totale afwesigheid van sy genade. Okay? So ons wil graag hê, God moet liefdevol wees, veral omdat ons sy kinders is, nie waar nie? Maar ons wil ook hê hy moet regverdig wees, want ons as mens byvoorbeeld raak selfs ongemaklik, ons raak kwaad wanneer daar verkrachting is, wanneer daar korrupsie is. Ek meen, as jy net kyk en met die gemiddelde persoon praat oor die munisipaliteit of die regering, dan raak almal sommer baie vinnig omgeëlie, né? Mishandeling, mensenhandel, slawerny, al daai klas van goed. Dit maak dit ons nie lekker voel nie, dit maak dit ons kwaad raak. Want ons soek geregtigheid, want geregtigheid maak vir ons saak. Soos met vir mekaar sê dat die kruis wys twee dinge. Eerstens, God haat sonde, en tweedens, God het sondaars lief. So met ander woorde, dit praat van God se liefde, maar dit praat ook van sy geregtigheid. En as God onverskillig oor sonde was, so as hy nie omgegee het oor sonde nie, sou daar geen kruis gewees het nie. Sou Jesus se dood nie saak gemaak het nie. En die wonder van die evangelie is nie dat daar oordeel bestaan nie, maar die wonder is dat God 'n uitweg geskep het van hierdie oordeel. Esegiel 18 vers 23, en hierdie is my eintlik so 'n profound skrifgedeelte, juis omdat dit in die ou verbond na vore kom, wat hy sê, dink julle, vra die oppermagtige Here, dat ek daarvan hou om slegte mense te sien doodgaan? Natuurlik nie. Wil ek nie veel eerder sien dat hulle omdraai van hulle slegte paaie en lewe nie. So ons sien nie, so God het nie 'n behaag daarin om mense hel toe te stuur nie. Maar mense kies dit baie keer. Dan hoofstuk 9. Wanneer wetenskap en geloof bots. Nou ek gaan myself baie mooi probeer inhou. Ek het myself voorheen gesê voordat ek hier was of voordat ek vanaand gekom het, ek gaan nie in hierdie rabbit hole afklim nie. Want hierdie was een van die vakke wat ek gehad het, en hierdie was net vir my ongelooflik lekker, so ek gaan probeer stiek by die notes. OK, anders gaan ons nie kan klein groep hê nie. So, die vraag is nie vanaand, het ek elke wetenskaplike antwoord nie. Die vraag is geloof en wetenskap noodwendig vyande? So baie keer sal mense dink dat die wetenskap bewys die Bybel verkeerd, en baie mense soek die wetenskap in die Bybel, maar geskiedenis sê, die twee is nie vyande met mekaar nie. So baie van die groot wetenskaplikes het geglo, dat die heelal verstaanbaar is, omdat dit deur 'n rasionele skepper gemaak is. Ek meen, as jy net terugdink, en byvoorbeeld jy sit by die see, en jy kyk na hierdie massas en massas water, die een golf na die ander golf wat kom, elke druppel water in sy plek. Hoe kon dit maar net per toeval, per ongeluk ontstaan het? Nee? Ek dink partykeer dit vat groter geloof om te glo dat iets van niks ontstaan het, as om te glo iemand het iets gemaak. OK, maar in elk geval, ons is nou nie hier om te sê hoekom ons gelowiges moet wees nie. Maar ons moet vir mekaar sê, die Bybel is nie hoofsaaklike wetenskap handboek nie. Wetenskap probeer baie keer ander vrae beantwoord, waar die Bybel vir ons ander antwoorde gee. So die Bybel antwoord byvoorbeeld, wie het geskep? Die Bybel antwoord, waarom bestaan ons? Wat is verkeerd met die wêreld? En hoe word ons gered? En wetenskap antwoord basically die vraag, hoe werk dinge? Okay? So daar is geen konflik tussen die twee eintlik nie. En daardie vraag is nie altyd dieselfde nie. En 'n belangrike punt is, 'n Christen hoef nie sy brein by die deur te los om Jesus te volg nie.
Ek dink daar is verskriklik baie wetenskaplikes wat gelowiges is en wat op goed afkom en wat goed leer en ons wys maak oor hoe God in wetenskap homself bekend maak en eintlik die wetenskap die Here ondersteun in sy bestaan. Soos Romeine 1:20 is vir my 'n vreeslike mooi skrif. Dit sê want hulle kan sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy handewerk waarneem. Daarom kan hulle self nie verontskuldig nie. So selfs die skepping getuig van God se bestaan. En dan hoofstuk 10, wanneer ek wonder of God my kan lief hê. En ek dink hierdie is seker een van die belangrikste vrae om te kan beantwoord, want ek dink dit is die vraag waarmee die meeste mense sukkel, is kan God my lief hê? Ons sit baie keer met die oortuiging dat God ander mense kan lief hê, maar wat van my? Kan God my lief hê? So die diepste vraag is nie regtig, is God daar nie? Die diepste vraag is nie noodwendig, is die Bybel waar of bestaan die hel nie? Die dieper vraag is, wat dink God van my? En ek dink dit is baie keer hoekom ons ook met hierdie vraag sit, hoekom ons nie antwoorde het nie. Want baie mense leef byvoorbeeld met skaamte, hulle leef met skuld, hulle leef met mislukking en ook selfverwerping. En daarom wonder mense, ek verstaan dalk dat God mense lief het, maar het God my lief? So Romeine 5:8 sê ons die volgende, God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin, dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. So God het nie gewag dat jy beter word nie. Hy het ons eerste lief gehad. So die kruis is God se permanente antwoord op die vraag, het ek jou lief? So as ek ooit deur hierdie vraag gekonfronteer word en wonder, het die Here my regtig lief? Dan is die kruis die permanente antwoord daarop. Ja, ek het. So, giving God the benefit of the doubt. So dit is alles goed en wel, ons praat hier oor en al die klas van dinge, maar op die einde van die dag is die boek se doel vir ons om God se karakter te vertrou. To give God the benefit of the doubt. So wanneer God ver voel, gee hom die voordeel van die twyfel. Wanneer jy oordeel nie verstaan nie, gee hom die voordeel van die twyfel. Wanneer hy nie elke wetenskaplike vraag kan beantwoord nie, gee hom die voordeel van die twyfel. Want wanneer jy wonder of hy jou lief het, gee hom die voordeel van die twyfel. Waarom? Nie omdat ons net blindelings glo nie. Alhoewel ons blindelings glo en moet glo soos 'n kind, sê ek nie hierdie vanaand vir jou, give God the benefit of the doubt, net omdat jy moet glo nie. Net om 'n punt agter die sin te sit nie. Nie omdat ons al die antwoorde het nie, maar omdat ons die karakter van God in Jesus gesien het. Op 'n stadium vra die mense vir Jesus, maar hoe sal ons die Vader sien? En Jesus sê, hy wie my gesien het, het die Vader gesien. So die kruis word die lens waardeur ons elke onbeantwoorde vraag kan interpreteer. So wanneer ons partykeer wonder oor hierdie goed, is die ding wat ons kan doen, en seker die beste en die maklikste ding wat ons kan doen, in plaas daarvan om te gaan probeer uitredeneer, en wanneer ons God se soewereiniteit nie verstaan nie, en wanneer ons peanut brein voel of hy kan ontplof, dink ek die belangrikste ding wat ons kan doen, is to give God the benefit of the doubt. Dat ons uit daai perspektief uitkyk van die kruis, en weet dat wat hy gedoen het, gaan ver meer hoor as wat my wee is. So die kruis word die lens waardeur ons elke onbeantwoorde vraag kan interpreteer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand kan weet dat al sit ons met vrae, dat ons U kan vertrou. So ek wil bid, Here, en ek wil vra dat U ons sal help, dat ons U karakter sal vertrou bo enigiets anders. Here, dat ons ten spyte van sal vertrou, dat ons ten spyte van U sal dien. Want Here, hier is die realiteit. Net omdat dit wat ek sien nie oplyn met wie U is nie te sê of verander die feit dat U is wie U sê U is nie. So dankie Here dat dit waardeur ons gaan nie die waarheid verander van wie U is nie. Maar help ons te midde van dit, Here,
om u karakter te vertrou. En wanneer ons soek na antwoorde, Here, dat ons 'n groter deel van u karakter sal raak sien. 'n Groter deel van u sal beleef. En 'n groter openbaring sal hê van u liefde vir ons. In Jesus se naam. Amen.